2 Samuel hoofstuk 4. Ons gaan so 'n paar verse daar lees en dan veral dan uit 2 Samuel hoofstuk 9. Twee Samuel hoofstuk 4 en 2 Samuel hoofstuk 9. Twee Samuel hoofstuk 4, ons gaan lees hier vanaf vers 4. Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad met gebreklike voete. Hy was 5 jaar oud toe die tyding oor Saul en Jonathan uit Jesreel gekom het. En die vrou wat hom versorg het hom opgetel en gevlug. Maar in haar haas het hy geval en so krepeel geword. Sy naam was Mephiboset. Rekab en Baana, seuns van Rimon, die Beerotiet, het op die warmte van die dag, terwyl Isboset besig was om sy middagslaapie te geniet, by sy huis aangekom. Hulle het tot binne in die huis gegaan onder die voorwendsel dat hulle koring kom aflewer en hom in die maag gesteek. Daarna het hulle gevlug. Hulle het in die huis gekom en hom doodgesteek terwyl hy op sy bed in die slaapkamer in die slaap was. Hulle het self sy kop afgekap en het saamgevat. Redelik gruisam. 2 Samuel 9, as jy saam met my omblaai na 2 Samuel hoofstuk 9. Ons het nou net gelees van Mephiboset en wat met Mephiboset gebeur het. 2 Samuel hoofstuk 9 vanaf vers 1. Op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan. Hulle het toe vir Siba, 'n amptenaar van Saul se hofhouding, na hom toe laat roep. Is jy Siba? Vra die koning hom. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie? Wou die koning weet. Ek wil hom 'n besondere guns bewys. Daar is nog 'n krepeel seun van Jonathan, was Siba se antwoord aan die koning. Waar is hy? Vra die koning hom toe. En hy het geantwoord, hy is in die huis van Amiel se seun Makir in Lodabar. Koning Dawid hom toe laat haal uit Makir se huis in Lodabar. Toe Mephiboset, seun van Saul se seun Jonathan, by Dawid kom, het hy op sy knieë geval voor Dawid en gebuig. Mephiboset? Vra Dawid. Ek is die onderdaan, antwoord hy. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê, wat is ek tog, dat u aandag gee aan 'n dooie hond, soos ek? Dawid het vir Siba, die amptenaar van Saul, geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en die slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees vir sy huishouding, sodat hulle kan eet. Maar Mephiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is die onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het. En Mephiboset sal by u aan huis eet, soos die eie kind. Mephiboset het 'n klein seentjie gehad, wie sy naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mephiboset bedien. Mephiboset, wie sy voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Lees tot sover. Geliefdes, van hierdie gedeeltes is redelik gruisam. As 'n mens lees, hulle sommer die kop afgekap en met die kop daarna Dawid toe beweeg het. Maar om hierdie gedeeltes te verstaan, is dit nodig dat 'n mens net so 'n bietjie na die agtergrond kyk en net so mooi verstaan waar val alles en waar val almal nou bymekaar. So net om die prentjie te skets. Nou Mephiboset, nou, so verskriklike woorde, hoop ek kry daai naam nou elke slag reg uitgespreek. Nou Mephiboset se pa was Jonathan.
Ek glo almal van ons ken vir Jonathan. Jonathan en Dawid was bloedbroers. Hulle was beste vriende. Ek dink beter vriende as ou Trompie en Dawie en Rooies en Blikkies en al hierdie klomp. Hulle was so. Dawid en Jonathan was so. Hulle het alles saam gedoen. En natuurlik weet ons wie was Jonathan se pa. Was natuurlik Saul. Koning Saul. Saul wat die koning was van Israel. En as jy nou so mooi onthou uit die katekese daar, toe jou ma ook nog vir jou Bybel gelees het, was daar so 'n bietjie 'n stryd gewees tussen Saul en Dawid. Dis dieselfde Saul wat vir Dawid wou doodmaak. Dit is goed dat jy net so hierdie agtergrond en net die prentjie van wie is nou wie in hierdie gedeelte, dat ons jouself net so 'n bietjie posisioneer ook hierin. Nou Mefiboset is rustig by die huis. Dan kry hierdie boodskap, vers 4 in 2 Samuel 4. Dat Saul, oor oupa Saul, pa Jonathan doodgemaak is. En sodra die versorger dit hoor, wat doen sy? En die vrou wat hom versorg het, hom opgetel en gevlug, maar in haar haas het hy geval en so krepeel geword. So die vrou hoor dat Saul is dood en Jonathan is dood. Toe weet sy, hier is moeilikheid. Toe gryp sy hom in sy hardloop. Hoekom hardloop sy? Almal in daardie tyd het geweet, as daar nie iemand is wat direk die volgende opvolger is, kyk, Jonathan was die volgende een in lyn. Dan kom die volgende persoon wat koning word en hy maak almal dood, wat familie was van hierdie koning. So al die familie van die vorige koning word doodgemaak voor die voet, sodat dan nie vorentoe kan aanspraak maak om te sê, maar wie eintlik is ek die koning nie. So hierdie versorger het geweet, hier is moeilikheid. So as hy daai boodskap kry, toe gryp sy hom in sy hardloop, en ons lees, hy was maar 5 jaar oud, hy het geval, en van daar af is hy krepeel. Sy neem hom na 'n klein plekkie met die naam van Lodebar, het ons gelees, en hulle gaan kruip daar weg. Niemand moet eens weet van Mefiboset se bestaan nie. Mefiboset moet eintlik 'n nul op 'n kontrak wees. Hy moet wegkruip, anders sal hy doodgemaak word. En Dawid word koning. En Dawid was 'n groot koning, as jy so saam met my net so blaai, jy sien, hy word gesalf tot koning oor Israel, en dan klim Dawid in, hy verower Jerusalem. Hy gaan woon in Jerusalem, en dan vat hy die Filistyne vas. En sy grondgebied word geweldig uitgebrei. Nou Dawid, hy's 'n man wat dinge laat gebeur. Dinge moet gebeur. Dan op 'n punt kom Dawid en hy staan stil vir 'n oomblik. Hierdie koning wat alles so vasvat en vernietig en volke inneem en net al meer en meer mag kry, gaan staan vir 'n oomblik stil. En hy sê in vers 1 van hoofstuk 9, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? En hy dink terug aan sy vriendskapsverhouding met Jonathan, wat oorlede is. Hy sê, ek sal hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan, sê dan vers 1. Hy sê, ek wil hom 'n besondere guns bewys. Ek wil hom 'n besondere guns bewys. Ons nou hier buite staan, ons begin gesels, sê mense, joh, die jare is alweer voluit aan die gang. Skole is weer volstoom aan die gang, alles loop maar weer, net soos wat dit eintlik maar was, einde laas jaar, voor haar vakansie was. Die werk het weer begin, die stres is maar weer daar, die druk is maar weer daar. Hier lê miskien 'n berg vir my voor in hierdie jaar, ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie jaar kom nie. Miskien moet ons vir 'n oomblik, ook soos 'n Dawid van ouds, net so 'n bietjie gaan stil staan. Net gaan sê, vir wie kan ek tot hulp wees? Vir wie kan ek tot hulp wees? Aan wie kan ek 'n guns bewys? Wie lê die Here op my hart om te help? Wie lê die Here op my hart om te help? En dit kan
'n familielid wees, kan 'n vriend wees, kan iemand in jou straat afwees, kan iemand wees wat jy weet wat die Here op jou hart lê, wat swaar kry op hierdie stadium. Ons soos Dawid vir 'n oomblik net sal stil staan, en nie net dink aan daardie persoon nie, maar ook iets aan gaan doen. Dawid het, wat hy gaan doen het hy in sy mag gehad. Hoe hom gehelp het, is die mag wat hy gehad het, kon hom help. Dit wat die Here in jou hart lê, om te gaan doen, maar ook hoe. Wie lê die Here op jou hart, om te help? Partykeer so 'n bietjie weg van 'n mens self te kyk. So 'n bietjie weg te kyk, ook na ander mense. Wie sê die Here, moet ek help? As ons die gedeelte verder lees, dan roep hulle 'n man met die naam van Siba. En hulle sê, hulle soek, is daar nog iemand? Hulle sê, ja, daar is nog iemand, dis 'n man met die naam van Mephiboset. En lyk my Mephiboset het nie so goed weggekruip nie. Hulle het nie eens 'n GPS nodig gehad om te gaan optel nie. Hulle het sommer dadelik geweet, hy bly daar by daardie persoon. En so laat hulle vir Mephiboset kom. Nou moet jy mooi verstaan. Sit jou vir 'n oomblik in Mephiboset se skoene. Sny al die ander goeders af. Sit jou nou in Mephiboset se skoene. Jy weet dat ek in die begin gesê het dat hy eintlik doodgemaak moes word. Nou kry die oproep, jy gaan na koning Dawid toe. So ek dink die stresvlakke is net so hoog. Hy het geweet, hier kom dit nou. My grootste nagmerrie het waar geword. Ek gaan nou doodgemaak word. Ek kan nie eens weghardloop nie, ek is krepeel, ek kan nie weghardloop nie. My grootste nagmerrie het waar geword. Grootste trauma gaan nou gebeur. As hy hom roep, vers 7 sê Dawid vir hom die eerste woorde, want Dawid het geweet wat hy gaan dink. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie. Sy eerste woorde. Moenie bekommerd wees nie. Miskien het Dawid, dit staan nou nie, miskien het Dawid die stres op sy oë gesien, en sy gesig gesien, en sê, hier kom moeilikheid. En net die volgende sinnetjie sê Dawid vir hom, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem, ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Ek dink jy kon hom omtik met 'n veer. Dink sy wilste drome het hy nie dit gedink nie. Miskien het hy op 'n stadium gedagdroom gedink, joh, as die lewe hom anders te gedraai het, dan sou ek miskien koning kon wees, maar nou lê ek hier in 'n krot weggekruip, niemand mag eens weet van my nie. Miskien het dit gedagdroom, dit weet ons nie, dit staan nie in die Bybel nie. Maar Dawid sê vir hom, weet jy wat? Ek gaan vir jou sorg. Ek gaan vir jou al die grond van jou oupa gee. Al die grond. Nou Saul was 'n koning, hy het baie grond gehad. Dis baie geld. Ek gaan vir jou al die grond gee. Weet jy wat? Van nou af gaan jy by my in huis eet. Mephiboset was altyd afhanklik van ander mense. Met sy gebrek wat hy gehad het, kon hy nie werk nie. Hy het nie toekoms eintlik gehad nie. Dawid sê vir hom, jy gaan by my aan huis eet. Eintlik, wat daai woord beteken jy raak my familie, jy raak my seun. Jy word my seun. Jy is nie meer 'n weeskind nie, Mephiboset. Jy is my seun. Jy is my seun. En wat doen Mephiboset? Hy hoor dit in vers 8. Hoe reageer hy? Wat is ek tog dat jy aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? Nou, 'n hond in die Bybelse tyd is nie soos wat ons honde is, met my toffie en vlekkie en nala wat vryf en hallo, en hulle is baie bly om jou te sien nie. 'n Hond in die Bybelse tyd was 'n onrein dier. So as 'n hond by jou net verbygeskuur het en hy raak jou been, dan moes jy jou gaan skoon laat deur die reinheidsrituele gaan. Dieselfde as jy aan 'n dooie mens geraak het, moes jy presies dieselfde goed doen voordat jy in die tempel kon gaan. So hy noem dit dubbel so sterk. Hy sê ek is 'n dooie hond. Dooie hond. Mephiboset het geen selfbeeld gehad nie. Geen. Ek gedink ek is waardeloos, ek beteken niks.
het vergeet dat hy eintlik die kleinseun is van 'n koning. Maar eintlik kom maak Dawid hom maar weer 'n koningskind. Die seun van die koning. En Mephibosheth kan hom net nie so ver bring om te sê, "Sjoe, dankie tog." Ek dink hy is te geskok. Hy is te geskok as hy dit hoor. Weet jy, ons kan ook vergeet dat ons koningskinders is. God het 'n oomblik, dis net my daar kort, volgende ene, God het ook by geleentheid vir 'n oomblik stil gestaan. $2000 terug. En gesê, aan wie kan ek liefde bewys? En hy het gesê aan die mens, aan jou, en jou, en jou, en jou, en jou, wil ek liefde bewys. Aan almal van ons, wil God liefde bewys. Miskien voel jy is nie goed genoeg nie. Miskien voel jy, maar my verhouding met die Here is nie so sterk soos wat dit moet wees nie. Miskien voel jy, die jaar het skeef begin. Miskien voel jy maar soos 'n Mephibosheth, ek is eintlik maar ook waardeloos, ek beteken ook nie veel nie. God sê nie waar nie. God sê jy is 'n koningskind. Ek het vir jou aan die kruis gesterf, vir jou persoonlik. Jy is spesiaal. Moenie dat mense vir jou ander goed vertel nie. En God wil jou kom roep. En hy wil vir jou ook sê, maar kom ons begin oor. Matteus 11 vers 28. Lees ons die woorde. Waar Jesus sê, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Miskien lyk hierdie jaar soos 'n berg wat voor lê voor jou. Miskien is jy maar al klaar moeg na die eerste week. Die Here sê, kom na my toe. Jy moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Kyk mooi, is nie 'n plek nie. Dis na iemand toe. Dis 'n persoon, Jesus Christus. Kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Die Here gee altyd eers die tree. Die Here sê altyd, ek kom gee vir jou al my liefde, eerste. Van daar af kan ons hierdie liefde wat ons ontvang het gaan deel aan ander mense. Kan ons ook sê, aan wie kan ek ook gaan liefde bewys? Ek wil vir ons geleentheid gee waar ons vir 'n oomblik net gaan stil raak. Nou is dit net jy en die Here. Vergeet die persoon agter jou, langs jou, voor jou, agter jou. Dis net jy en die Here. Dat jy net by die Here praat en sê, Here, hierdie jaar lê voor. Miskien het jy nog nie kans gehad in hierdie jaar om by die Here self te kom praat nie. Die Here sê, Here, hier is ek. En die Here ken jou goed. Ken jou beter as wat ons self ken. Hier is ek. Saam met U, Here, wil ek hierdie jaar stap. Saam met U, Here, wil ek weet dat my rus en my vrede kom van U af. En van daar af kry ek my krag en van daar af kan ek werk. Maar Here, maak my oë oop om ook ander te kan help wat dit nodig het.